Lekker om vandag saam met jou hier te wees en om te aanbid. Ek dink dat wanneer jy gemaklik begin raak in jou aanbidding voor hom, val so hier by die samekoms van gelowiges. Ek moet sê, as ek nou moet dink aan die eerste keer toe ek nou my hand in die lug, mense sal dink, ek het in die Pinksterkerk groot geword, of ek het in die kerk groot geword. En mense sal dink ek was gebore met my hande in die lug. Nee, as die musiek begin speel, dan is my hande in die lug, maar dit was nogal nie so nie. Dieselfde gevoelens as jy deurgewerk, dieselfde emosies. Ja, ek is nie, die feit dat ek 'n pastoor is, maak my nie 'n robot en dat alles my maklik kom en gemaklik kom nie. Maar ek wil vir jou sê, hoe meer jy dit begin doen, hoe meer gemaklik raak jy. Hoe meer jy dit begin doen, hoe minder worry jy. Is my lekker om te sien as mense daardie vrymoedigheid skep. En ja, ek weet ons elke ou aanbid op ons eie manier, en dit is so, dit is waar. Ek stry glad nie met jou nie. Maar weet jy wat? Ek wil jou tog bietjie uitdaag. Om net daai gemaklikheid te begin inneem. Want dis deel van om jou kroon neer te werp en te vergeet wie jy is en op hom te fokus. En op 'n plek te kom waar ons sing, You are awesome in this place. 'n Plek waar jy jou hart begin oopmaak, want die oomblik wanneer jy met vrymoedigheid jou hande in die lug kan steek en sê, Here, hier is ek. Dis nie net 'n hand in die lug steek vir my nie. Dis 'n plek waar ek net laat gaan wie ek is en ek sê, Here, U is groot. U is wonderbaar. Daar is niemand soos U nie. En ek wil jou aanmoedig. Ek wil jou aanmoedig in die jaar van 2026. Raak gemaklik in jouself en vergeet die ou agter jou. Kyk gou vir die ou agter jou, die wat voorsit, die heel agter sy steens asseblief moenie vir die muur kyk nie. So mense gaan vir jou kyk. Kyk gou vir die ou agter jou. Kom kyk eers agter toe. Elke tweede ry. Kyk vinnig rond. Dan sê jy gou vir jou om jou. Kom ons maak dit so. Kom ons sê vir jou om jou. Ek worry nie wat jy dink nie. Sê gou vir die ou. Sê gou vir die ou om jou. Ek worry nie wat jy dink nie. Ja. Het hier agterkyk storie werkie, want almal kyk aan mekaar se koppe vas. Dit is baie meer organisering. Sê jy nogal sien wat in dit ingaan. Want elke ou kyk in die ander ou se agterkop vas. So niemand sien wat jy sê nie. So, kyk rond, kyk jou in die gesig, kyk om jou en sê, ek worry nie wat jy dink nie. Kom, ek wil dit weer hoor. Ek worry nie wat jy dink nie. Sê dit met passie. Maar ek worry wat God dink. Ek worry nie wat jy dink nie. Maar ek worry wat God dink. Ek worry nie wat jy sê nie. Maar ek worry oor wat God sê. Amen. Kan ons 2026 met daai mentaliteit ingaan, Rooghuis? Ek worry nie wat jy dink nie. Ek worry wat God dink. Worry ook nie oor wat jy sê nie. Tensy dit van God afkom, okay? Daar's 'n baie fyn lyn, maar wanneer dit kom by die aanbidding, moet ons vry kan wees in ons aanbidding voor God. Plek waar jy koneksie maak, waar hemel en aarde met mekaar connect. Is dit waar, dink jy dat God se teenwoordigheid kan en wil deur jou manifesteer? Dit wil. Jy moet dit net begin glo. Glo jy dat wonderwerke deur jou hande kan gebeur? Dit kan. Dit maak net saak wat jy daarmee doen, hoe gehoorsaam jy aan God is. Wanneer die gevoel in jou brand om vir 'n ou te gaan bid, doen dit. Doen dit. Dit is baie belangriker om gehoorsaam te wees aan die Heilige Gees as enigiets anders. Want God wil jou gebruik. Ons kyk baie keer na mense op TV en dink ons, Jesus, ja, hierdie groot predikers, ja, die Here gebruik daai ou, maar net in 'n ander manier. Nee, hy doen nie. God gebruik jou op dieselfde manier as wat hy hom gebruik. Hang net af oor jou bereidwilligheid om te sê, Here, hier is ek, gebruik my. Amen. Voorspoedige nuwe jaar vir almal wat terug is, vir die wat ons die laasweek gesien het nie,
Voorspoedige nuwe jaar, en vir die wat ons laasweek gesien het, nog steeds 'n voorspoedige jaar vir jou. Okay, ons gaan dit nie nou verander nie, ons hou by ons woord. So, mag jy 'n goeie en 'n geseënde jaar hê. Ek het gedink toe ek hierdie week voorberei, ek het baie goeders het ek gelees, baie goed gedink, en op die einde van die dag het die Here op my hart gelê, om bietjie dit te bedien wat ons op die plase bedien het hierdie week. En dis min, wat die plaaswerkers 'n boodskap voor julle hoor, so ek is jammer as julle afgeskeep voel oor hierdie situasie, ons probeer dat dit nie so werk nie, maar die plaaswerkers het hierdie week hierdie boodskap eers gehoor, maar ek wil vandag vir jou sê, 2026 kan vir jou 'n goeie jaar wees. Amen? Amen. En 2025, by the way, was ook vir jou 'n goeie jaar. Dit hang net af hoe jy daarna kies, dit hang net af hoe jy kies om daarna te kyk. Ek het tot en met Oktober maand omtrent laas jaar het ek gedink, 2025 is een van die slegste jare wat in my lewe gebeur het. En toe onthou ek 'n ding. Ek het dit dieselfde gesê van 2024 en van 2023. Die enigste laaste lekker jaar wat ek in my lewe gehad het, was toe ek in die skool was, waar my pa vir my gesorg het. En my ma. En hulle het 'n hengse tyd. Ek vir jou sê, nou dat ek kinders het, kan ek sien, hulle het 'n hengse tyd gehad. Dis waar grys hare vandaan kom. Ek sê jou, vandat ek kinders het my baard grys begin uitslaan. Hulle maak my op. Maar weet jy wat, dit hang af hoe jy daarna kyk. Elke jaar het 2025, kos gaan 2025, het 2025 4 seisoene gehad? Ja, hy het. Het 2024 4 seisoene gehad? Ja, hy het. En net so kan ek jou beloof, sal 2026 ook 4 seisoene hê. Net soos dit met die goeie tye en die slegte tye in ons lewens. Daar kom gemaklike tye wat ons lekker voel en wanneer dit goed gaan en wanneer dit great is, en net so kom daar tye waar dit bietjie moeiliker gaan en waar die uitdagings groot is, waar daar ook storms op ons see is, maar elke keer as ek die woord van God begin lees, en dit het my getref die laaste ruk, ons lees baie keer van die storm op die see, waar die disippels vir Jesus gesê het, Here, gee U nie om dat ons vergaan nie. Jesus het aan die slaap geraak op die boot, en hy sê, en hulle is eintlik kwaad, dink ek nogal, want ons sukkel ons boude af, en hier gebeur, ons is in moeilikheid, en kyk hoe slaap Jesus. Jesus gee U nie om dat ons vergaan nie. En baie keer voel dit vir jou in jou lewe asof die Here slaap, maar hy slaap eintlik nie. Die eintlike ding wat hy wil hê jy moet doen is om op sy woord te vertrou wat sê, vaar oor na die ander kant toe. Doen net wat ek vir jou sê, en maak nie saak wat op jou pad kom nie. En ek wil hê die storm moet oor jou pad kom, want dat jy kan sien dat selfs in die storm sal ek jou veilig aan die ander kant uitbring. In die storm sal jy kan sien dat ek is in beheer. So, as ek nou vir jou moet vat in my 2025 en net kort en lank, is dat ek gevoel het op 'n stadium, dis een van die moeilikste jare van my lewe gewees, maar toe ek terugkyk, en ek het die vakansie gebruik, ouens, ek wil vir jou sê, is baie keer goed om terug te kyk na dinge wat gebeur het. Om die lesse wat God jou daaruit geleer het, te leer. Dat jy kan sien wie hy was in die moeilikste tye, want as jy daarin is, dan voel dit vir jou visie is baie keer beperk. Maar ek wil vir jou sê, as jy aan die ander kant uitkom, is dit nodig om te kyk, wat het gebeur, om te gaan sit en dink, wat het gebeur. Want ek wil vir jou sê, ek het gesien in 2025, God is 'n God van voorsiening. God voorsien. Ons voorsiening is nie van mense nie, maar is van God alleen. God gebruik mense, maar ek wil vir jou sê, God voorsien, bo-natuurlik. Dinge het gebeur wat ek nie kon verduidelik hoe dit gebeur het nie, maar die regte goed het op die regte tyd gebeur, net soos wat ons dit nodig gehad het, en daarom kan ek vandag sê, my God is nooit laat nie, sy planne is hoër as my planne, sy gedagtes is hoër as my gedagtes, en die ander ding wat ek geleer het, ek hoef nie te vrees nie. Ek hoef nie te vrees nie, want God is met my. Hy sal my nooit los nie. Dis van die goed wat ek geleer het. En toe ek aan die einde kom, toe ek Desember bietjie sit en terugdink oor 2025, toe dink ek, Here, dit was 'n goeie jaar. Dit was 'n great jaar. Want Here, U het Uself aan my openbaar, soos nog nooit van tevore nie.
Here, U het my deurgedra, slegte goed gebeur, maar ek wil vir jou sê, die wonderlikste goed gebeur in die slegste tyd van jou lewe, en jy begin God leer ken, soos nog nooit van tevore nie. En ek hou van Dawid wat sê, al gaan ek deur die dal van die doodskare, al gaan ek deur daai dal, al gaan ek deur daai tyd, ek sal geen onheil vrees nie. Ons vrees baie keer die onheil, hopeloos te veel, en ons vergeet baie keer, dat ons het 'n goeie herder. Het jy 'n goeie herder? Is jy opgewonde oor die herder wat jy volg? As jy nie is nie, dan volg jy nog nie die goeie herder nie. Dan is dit tyd om jou oog op Jesus te draai en te doen. En ons het hierdie week bietjie gepraat oor, jy kan 'n goeie jaar hê. Kyk gou vir die, moenie vir die ou langs jou kyk, dit vat te veel tyd. Sê net saam met my, ek kan 'n goeie jaar hê. Dit hang net af wat ek doen. Baie mense sê, as jy nie gaan verander nie, dan gaan jy nie 'n nuwe jaar hê nie, jy gaan maar net nog 'n jaar hê. Die wyse Dani het eendag gesê, as dinge nie gaan verander nie, gaan alles dieselfde bly. Dis die beste woorde wat ek in my lewe nog gehoor het. As niks gaan verander nie, moenie iets anders verwag nie. As jou huwelik sleg is, en jy's nie bereid om iets daaraan te doen nie, of te verander nie, moenie iets anders verwag nie. Moenie vrede verwag, as jy net moeilikheid maak nie. Ek het baie moeilikheid al vir myself gemaak. Baie keer gepraat in my huwelik, wanneer ek ook maar eerder moes stil bly. Die verkeerde woorde gesê, in plaas van te sê, ek is lief vir jou, sê ek, jy is dan nou wragtig sensitief. Daar's 'n oom wat gesê, dit is soos 'n kersete, koue bout en warm tong. Hang af wat jy doen. Dan sal kere wat ek gekies het om anders te wees. En dinge het heeltemal anders uitgedraai. Baie mooi, op 'n plek van vrede. Wat wil jy doen? Wat wil jy doen om 'n ander jaar te hê? Want jy kan 'n goeie jaar hê. Dit hoef nie vir jou net nog 'n jaar te wees nie. Soos ek vir jou vanoggend gesê het, tye kom, tye gaan. Goeie tye kom, goeie tye gaan. Jy gaan in 2026 goeie tye beleef. Jy gaan ook slegte tye beleef. Jy gaan moeilike tye deurgaan. Maar weet jy wat? Dit is wat die Kersboodskap vir ons so mooi maak van Immanuel, God is met ons. En wanneer ons daai persepsie het, dan kan ons begin fokus om dinge te verander in ons lewe, ons oë op Jesus te plaas en te sê, Here, ek wil kies om anders te wees. Om planne te maak. Jy kan 'n beter jaar hê, dit hang net af van wat jou plan is. Het jy 'n plan? Het jy 'n plan? Dis wat ek vandag vir jou wil sê. Spreuke 17 vers 24. Spreuke 17 vers 24 sê die volgende. Ek dink ek moet gaan kyk of ek disleksies is. Ek grap sommer. Maar 'n verstandige mens dink hoe hy wysheid kan verkry. Ek wil vandag vir jou sê, dis nodig om eerder te gaan sit en dink oor hoe ons wysheid kan verkry in die situasie en in die plek waar ons onsself bevind. Hoe kan ek met wysheid optree? En die mooi van die hele saak is, God sê in sy woord, as jy my vra vir wysheid, dan sal ek dit vir jou gee. Moet ook nie staat maak op jou eie insig en jou eie kennis nie. Vra God vir wysheid. Spreuke 17 vers 24 sê, 'n verstandige mens dink hoe hy wysheid kan kry, maar 'n dwaas. Ek gaan nie vra jy met jou hand opsteek as jy dink jy's 'n dwaas nie, want niemand gaan hulle hande opsteek nie. Praat volgens met wyses. Soek wysheid. Soek op die regte plek wysheid. Maar 'n dwaas dink hoe hy die hele aarde kan kry. Hy het 'n klomp planne. As ons nou praat van nou Piet planne, of jy kan sê 'n ou wat baie planne het, as jy vir hom gaan vra, wat is jou plan? Hy het 'n plan met elke liewe ding, maar hy voer niks uit nie. So, soek wysheid en doen dit wat God vir jou sê om te doen, en dit sal vir jou 'n great jaar wees. Ek wil vandag met jou praat, en daar's 4 goed wat jy kan neerskryf. En dis nie al 4 goed nie, maar ek het nogal gaan dink oor die saak, en dis 4 goeie goed, wat ek en jy kan doen, om 'n goeie 2026 te hê, 'n jaar van verandering.
2026 kan vir jou 'n jaar van verandering wees. Dit hang af wat jy doen. Die eerste ding, as jy wil neerskryf, vat verantwoordelikheid. Jo, dis 'n lelike woord. Ons begin die jaar met die woord, verantwoordelikheid. Vat verantwoordelikheid vir jou lewe. Vir jou lewe. Ek wil eintlik die klem daarop lê. Vat verantwoordelikheid vir jou lewe. Ons is baie keer geneig om rond na ander te kyk. Vat verantwoordelikheid vir jou lewe. Dit gaan gepaard met twee dinge. Hou op om ander te blameer vir jou optredes en jou maniere en jou dinge wat jy doen en die gat waarin jy jouself dalk bevind. Hou op om ander te blameer en die tweede ding wat jy moet doen is, hou op om verskonings uit te dink. Hou op om verskonings uit te dink. Hou op om ander te blameer en hou op om verskonings uit te dink. Dit is 'n belangrike ding. Galasiërs 6 vers 5 sê die volgende, en ek lees vir julle goed, as jou Bybel dit nie noodwendig lees soos myne nie, ek het bietjie ander vertalings gaan gebruik, maar dit sal min of meer dieselfde sê. Hy sê, want elkeen, Galasiërs 6 vers 5 sê, want elkeen sal self vir God moet verduidelik hoekom hy dinge gedoen het. Elkeen sal self. Jy gaan nie vir my gaan verduidelik nie, en ek gaan nie vir jou gaan verduidelik nie. Elkeen sal self verduidelik hoekom hy gedoen het wat hy gedoen het. So, hou op om ander te blameer. Hou op om ander te blameer. Spreuke 22 vers 13 sê ook die volgende, en hy sê hierso, 'n luiaard oordryf altyd alles. 'n Luiaard oordryf altyd alles. Ons kom nou 'n bietjie by die verskoningsdeel uit. 'n Luiaard het 'n verskoning vir elke liewe dingetjie in sy lewe. Ons het baie keer verskonings vir hoe ons verlede gelyk het. Ons hou so vas aan ons verskonings. En ons like dit so om ander te blameer, dat ons nooit verantwoordelikheid vat vir ons eie lewens nie. Hy sê hierso, 'n luiaard oordryf altyd in alles. En nou sê jy ouens, ek weet nie, lewe is nogal interessant. Net soos wat jy dink jy het iets gehoor, dan hoor jy iets niets. Net soos wat jy dink jy het nou alles gehoor. Nou ons het laas jaar het ons 'n jong man gehad wat ons bietjie gehelp het, en die maandag daag en die opneem ons ry na hom toe. Ons sê, hoor hierso, waar is jy? Ons het baie werk om te doen. Jy moes gekom het. Nee, hy kan nie vandag kom werk nie. Ek vra, hoekom nie? Nee, hy kan net nie. Ek vra, is jy siek? Nee, hy is nie siekie. Ek sê nou, wat my keer, hoekom kon jy kom werk nie? Nee, die naweek het my bietjie moeg gemaak. Dus ek vir my magtig, man, dan moet ons die naweke ook ons nou maar wegvat. Dan werk ons Vrydag, Saterdag, Sondag regdeur, dan skakel ons dan daai moegheid uit. Die eerste keer in my lewe wat ek hoor, 'n naweek het my moeg gemaak. Naweek is vir rus. My nog nooit moeg gemaak nie. My pa gesê, as jy dood is. Naweek het my moeg gemaak. 'n Luiaard het 'n verskoning vir alles. Hy oordryf altyd in alles. As hy nie lus is vir werk nie, sê Spreuke 22 vers 13. As hy nie lus is vir werk nie, sê hy sommer, 'n kwaai leeu wag daar buite. As ek sou uitgaan, sou hy my opeet. Meantime is dit jou buurman se hond wat blaf. Maar ons is bang vir die kwaai leeu. Ons het 'n verskoning vir alles. Ben Franklin het gesê, nou dis een of ander wyse ou, oom William, hierdie een het ek self uitgedink het. Die een wat oom gesê het, volgens hom het ek uitgedink. Maak nie saak waar jy begin, hierdie is die begin. Maak nie saak waar jy begin nie, maar dit maak saak hoe jy hierdie jaar eindig. Maak saak dat jy wakker deur die lewe gaan en verander waar jy moet verander en aanpas waar jy moet aanpas. Maak saak waar jy eindig. Ben Franklin skryf die volgende ding. Gelukkig kan mense nie kwaad wees vir my nie, dis nie ek wat hierdie uitgedink het nie. Die man wat goed is in verskonings uitdink is baie keer goed vir niks anders nie. Dink heeltyd verskonings uit. Hoekom ons doen wat ons doen. Die goeie nuus is, daar's plek vir verandering, maar vat verantwoordelikheid. Begin deur verantwoordelikheid te vat vir jou lewe, vir jou huwelik, vir jou finansies, vir jou werk, vir jou skool. Waar ook al jy jouself bevind, wees net verantwoordelik. Vat verantwoordelikheid. Hou op om ander te blameer. Die vinger te wys.
Ons het baie keer die Adam en Eva gevalle in ons lewe. Die Here kom, nee Here, is hierdie vrou wat U vir my gegee het, of nee Here, is hierdie man wat U vir my gegee het, die slang het dit gedoen, vir my gesê, hou op om jou vinger te wys, vat verantwoordelikheid. Ek hou van die gedeelte, wat Jesus vir ons van vertel in Lukas 6, Lukas hoofstuk 6 vers 41, tot 43, 6 vers 41, jy kan eintlik die hele Lukas 6 gaan lees, dis regtig waar 'n wonderlike hoofstuk. As ons hierdie hoofstuk vat en in ons lewens inbou, wil ek vir jou sê, sal jy 'n great lewe hê. Hy sê die volgende in vers 41, en waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder? Want jy sien, ons is baie keer geneig om die vinger te wys en die splinter in die ander ou se oog te sien. Hy sê, maar die balk wat in jou eie oog is, merk jy nie op nie. Hy kom terug na jouself toe. Wat hy eintlik vir jou sê is, vergeet daai ou se probleempie en fokus op jou probleem. Fokus op jouself. Of hoe kan jy vir jou broeder sê, laat my toe om die splinter wat in jou oog is uit te haal, terwyl jy self die balk wat in jou oog is, nie sien nie. Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit. En dan sal jy goed sien om die splinter in jou broeder se oog uit te haal. Vat verantwoordelikheid vir jouself. Hou op om jou vingertjie rond te gooi en te bring hom terug na jou toe. Die tweede ding wat ek vanoggend by jou wil los. Eerste ding, vat verantwoordelikheid. Die tweede ding, glo dat jy kan verander. Glo dat jy kan verander. Ek en jy moet kies om te glo dat ons kan verander. As jy oorgewig is, jy kan ook maar word. Dis net wat jy kies om te doen daarmee. Ek kies dit ook, tot ek bacon en eiers ruik. Nee, ons moet op om die verskonings uit te dink. Julle lag nou lekker, ek vang julle almal uit hier. Hou op om die verskonings uit te dink. Kies en glo dat jy kan verander. Sit jou kop daarop en sê ek sal verander. Kies en glo dat jy kan verander. Daar's twee tipes mense. Dis wat sê hulle kan en dis wat sê hulle kan nie. En in beide gevalle is hulle al twee reg. Want as jy kies om te glo en jy kies ek kan verander, dan sal jy. Maar as jy net is en sê, ja, my pa was so ongeskik en bot gewees, en my oupa was so ongeskik en bot gewees, en my oupa grootjie, jy sien dit kom van generasie na generasie, en dis wie ek is, en dis wie ek sal bly. As dit is wat jy kies, dan sal jy nooit ooit in jou lewe kan verander nie. As jy rondloop met depressiwiteit in jou lewe, en ek wil versigtig hier loop, maar weet jy wat, as jy loop met jou negatiewe gedagtes, loop met jou eie negativiteit, en jy kies eerder om daaraan vas te hou en te glo dat jy nooit daar sal uitkom nie, dan is dit die plek waar jy vir ewig en altyd sal bly. Dieselfde met jou huwelik. As jy kies om te glo dat dit kan verander, en jy sit jou kop daarop, dan sal dit verander. Hier is wat ek en jy moet doen. Ons loop baie keer met betwyfelinge rond. Ja, jy weet, ek het eintlik hierdie en hierdie tekort en dit maak dat ek twyfel dat ek eintlik hierdie en hierdie sal kan bereik. Een pastoor skryf, Rick Warren skryf, hy sê betwyfel jou betwyfelinge. Betwyfel die goed waarin jy twyfel en glo die goed wat God vir jou gee en vir jou sê om te doen. Betwyfel die goed waaroor jy twyfel oor jouself en kies om te glo wat God sê. Kies om te glo wat God in sy woord sê oor jou lewe. En een van die goed wat hy sê in jou woorde, oor jou lewe, is in Filippense 4 vers hoofstuk 13, waar die volgende sê, ek is tot alles in staat, deur Christus, wat my die krag gee. Jy is tot alles in staat. Ek hou van, ek het 'n nuwe vertaling ontdek, is 'n Engelse vertaling, hulle praat van the Jerusalem Bible, en goed, en hy sê, hierdie gedeelte sê so, I can master anything, because of He who gives me strength. Ek kan enige iets bemeester,
omdat ek Christus het wat vir my die krag gee. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie mooi nie? Gee dit jou nie hoop nie? Die derde ding wat ek en jy kan doen, is die volgende. Maak dit duidelik wat jy wil doen. Kry 'n plan. Begin doelgerig lewe. Daar sekere dinge wat ons doen en ons weet nie eers hoekom ons dit doen nie. Sny dit uit en begin goeie dinge in jou lewe inbou. Maak dit duidelik wat jy wil doen. Wat wil jy verander? As jy moet dink in 2025, en as jy nog nie daaroor gaan dink het, ja, wil ek jou tog aanmoedig, vat bietjie 'n tyd in jou stilte tyd, en gaan dink oor dit wat in 2025 gebeur het, en kyk na 2026 en sê, hierdie wil ek nie weer herhaal hier nie. Ek wil verander, wil anders wees. Maak die plan. Jou plan gaan verskil van myne, maar is weer eens nodig dat ons gedagtes sal verander en aksie daartoe sit. Ons moet 'n plan kry. Hy sê in Job 34 vers 3 tot 4, net soos die mond goeie kos proe, so toets die oor die woorde. Daarom, laat ons vir onsself onderskei wat reg is. Laat ons vir onsself onderskei wat reg is, en dan sê hy die volgende, hy sê, en laat ons saam leer wat goed is. Kies om te hoor die goeie woorde oor jou lewe. Kry die plan, begin dit raak te sien, begin te sien wat God wil doen in jou lewe, en begin daarop te fokus. Daar's dinge in jou lewe wat moet verander, slegte houdings. Dalk vind jy jouself met 'n slegte houding, rondom sekere dinge. Swak gewoontes, wat jy vir jouself aangeleer het. Dis tyd om daai goed uit te skuif en goeie goed voor plek te maak. Weereens, die slegte goed in jou huwelik, identifiseer wat is sleg en vervang dit met wat goed is. In jou finansies, identifiseer wat is sleg en waar is jy onverantwoordelik en maak seker dat jy verantwoordelik gaan optree. Nou, jy is my glo nie, ek het toe Gideon gebore is, dat ek begin karretjies versamel. Toe dog ek eendag as my kinders groot is, dan kan ek vir hulle al hierdie karretjies gee en hulle huis vol pak met die goeder. So ek het modelkarretjies begin versamel. En jy sal my nie glo nie. My vrou was op 'n stadium baie kwaad vir my. En ek het met 'n ou gepraat wat ook karretjies versamel en toe vra ek hom nogal die vraag: "Hoe los ek hierdie probleem op dat my vrou nie kwaad is vir my elke keer as ek 'n karretjie koop nie?" Hy sê: "Johan, wag net tot jy 300 karre het, dan kom sy dit nie meer agter nie. Dan kan jy maar net eenetjie bysit." Hy sê, dan sal sy nie eers sien wat is nie, maar jy moet by 300 karre uitkom. Nou die dag, nou staan ek, so ek het eintlik half verantwoordelik begin optree. Jy kan my pa vra, ek is 'n ou vir kompetisie, ons het 'n voeltjie veiling gehad, hy het lovebirds gehad. Ek het gebied tot ek die ding gewen het, en het my baie meer gekos, as wat hy werd was. Maar net omdat ek nie bereid was om te laat gaan nie. Ek wil hom hê. Staan ek nou die dag, en ek sien hierdie, weer mooi modelkarretjies, en ek staan met hulle, en ek sê vir die, nou ja, hierdie karretjies gaan ek koop. Nou kyk sy my so, en sy sê, ja, nee, is reg, kry hulle man nou vir jou. En goed, nou ek vat hulle so til toe, en ek kom daar, nou vra, en ek glo is nogal die Heilige Gees het nogal met my gepraat het, van, Johan, is dit regtig waar die verantwoordelike ding om nou te doen? Nou kyk ek, toe is hulle nie meer so mooi nie. Dink ek myself, nee, is nie die verantwoordelike ding om nou te doen nie. Sit hulle terug, daar's ander behoeftes, ander dinge wat nou gedoen moet word. So ons moet ons fokus begin verander. Die slegte goed begin uithaal. Dit is nie sleg altyd om dit te doen nie. Dit wat jy hoef te verander is nie altyd sleg nie, maar jy moet baie keer kies tussen dit wat goed is en dit wat beter is. Tussen dit wat goed is en dit wat die beste is vir jou. En God moet ons oë oopmaak om dit te kan sien. En ons verander ons gedagtes rondom hierdie goed. Filippense 4 vers 8 tot 9. Sê vir ons die volgende, hier is my 'n belangrike konsep wat ek wil hê jy moet leer hier uit. Hy begin in vers 8 sê hy, verder broeders, alles wat waar is. Hy praat met ons oor ons gedagtes. So wat ek weer eens wil sê is, maak dit duidelik, skuif die negativiteit een kant toe en begin jou gedagtes vul met alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is en alles wat loflik is. Watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Sê bietjie saam met my, bedink dit. Ons begin by ons denke. Ons verander ons denke, ons kry die plan, ons maak dit vas, ons verander ons denke, ons maak dit positief. Dit wat sleg is, skuif ons een kant toe, dit wat goed is, skuif ons ook een kant toe, want ons soek dit wat die beste is vir ons, dit wat God vir my in jou lewe wil hê.
dit op fokus, ons verander ons denke. Dan sê hy in vers 9, en wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. Sê 'n bietjie vir die ou langs jou hierdie ene, doen dit. Doen dit. Doen dit nou. Doen dit. Want die krag daarvan om ons gedagtes te verander lê in dit wat ons doen. So, nommer 1, vat verantwoordelikheid vir jou lewe. Nommer 2, glo dat jy kan verander. Nommer 2, glo dat 2026 werklik vir jou 'n jaar van verandering kan wees en dat jy baie sterker aan die ander kant kan uitkom as wat jy in hom ingegaan het. Dit maak nie saak waar jy begin het nie, dit maak saak wel waar jy wil eindig. Dit is die fokuspunt. En een van die goed wat ek hoop is dat jy in jou verhouding met God wil groei. Dat jy nie hier wil bly waar jy nou is nie. En ek sê nie plek waar jy nou is sleg nie, maar ek wil vir jou sê daar's soveel beter in stoor vir jou en vir my as ons net kies om te verander. So vat verantwoordelikheid. Glo dat jy kan verander. Kry die plan. Maak dit vas, skryf dit neer. Een van die goeders wat ek laas jaar moes doen, is ek moes gaan sit en ek moes gaan, en dis 'n moeilike ding om te doen, kry 'n plan. Alles wat ek doen, moet ek doen met 'n doel. Want daar's baie goed wat jy kan doen, maar nie alles is belangrik nie. Daar's baie goeie goed wat jy kan doen, maar nie alles is goed vir jou nie. Kry dit wat God vir jou wil doen, wat God vir jou sê om te doen, en begin fokus daarop. Dan die 4de ding, moenie wag vir maandag nie. As ek R10 kan kry, vir elke keer wat ek self maandag gesê het, en gehoor het, wil ek vir jou sê, het ek nou oor see 'n ordentlike vakansie gaan hou. Hou op wag vir die perfekte omstandighede. Soos die een ou gesê het, hy sê, hy in sy kop het hy hierdie ding van sy eie cheerleader span. Dan skree die enetjie, wat is ons? En dan skree die ander 6, vet. Sê, wat wil ons doen? Ons wil maar word. Wanneer wil ons dit doen? Maandag. Dan sê die ander enetjie, wag. Maar vandag is maandag. Volgende maandag. OK? Moenie wag om te begin nie. Prediker 11 vers 4 sê die volgende ding. En hierdie was eintlik nogal vir my mooi, dit is nogal mooi pas in ons omgewing en ek kyk nogal die saaiboere. Ek sê nou dag toe oom Bart, maandag was ek by hom gewees en ek weet hy wil bal. En ek sien die middag die wolke kom oor en dit wil reën. En al wat ek kan kyk, wat se kant is oom Bart? Ek sê Here asseblief mis vandag vir oom Bart. Hy wil bal. Hy wil bal. Maar die wonderlike ding wat prediker sê, hy sê as jy eers wil kyk hoe die wind waai, dan sal jy nie saai nie. As jy eers wil kyk of dit sal reën, dan sal jy nie die koring afsny nie. As jy wil wag vir die perfekte omstandighede om te begin, gaan jy vir ewig wag. Dan gaan jy nooit daarby uitkom nie. So ek wil jou vandag aanmoedig, Roaghuis, trap vas. Begin nou. En maak 2026 die wonderlike jaar vir jou wat dit kan wees. Want jy is tot alles in staat. En hierdie is die vers wat ek wil hê jy hierdie jaar saam met jou moet dra. Ek is, sê 'n bietjie saam met my, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Ek kan enige iets bemeester. Tot my geluk, my huwelik, my besigheid, my finansies. Ek kan enige iets doen as ek my kop daarop sit, want Christus gee my die krag. Hy gee my die wysheid. Hou op om ander te blameer vir wat gebeur het. Vat verantwoordelikheid. Dit begin by jou. Dit begin by jou. En maak hierdie jaar die beste wat hy vir jou kan wees. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, baie dankie vir u goedheid, u guns en u genade. Here, en ek wil vandag vir u kom en vir u sê, dankie vir hierdie jaar. Dankie vir nuwe geleenthede wat oor ons pad kom. En Here, mag u Heilige Gees ons lei om die beste te doen wat ons kan. Here, ons wil hier wees, ons wil verantwoordelikheid vat. As huis, Roaghuis staan vandag voor u as 'n huis wat verantwoordelikheid vat vir dit wat hulle doen. Here, ons gaan vorentoe beweeg op grond van u woord. Here, ons kan enigiets doen deur u wat ons die krag gee. En Here, aan dit hou ons vas. En Here, mag dit die bemoediging wees vir elkeen wat vandag hier sit.
Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Niks kan my terughou om oorwinning te behaal nie, want ek het 'n goeie herder wat ek volg en dit maak nie saak waardeur ek gaan nie. Ek sal deurgaan. En waters waar rus is, Here, dit wag vir my. Dankie vir u goedheid en u guns en u genade. En Here, dankie vir 'n jaar waar ons weer en meer tyd met u kan spandeer en u beter leer ken. Seën ons. Dra ons deur. En Here, soos ou Dawid dit gebid het, so mooi. Skep vir ons 'n rein hart wat welbehaaglik vir u is. Dis my gebed in Jesus wonderlike naam. Amen. Amen. Kom ons staan.